konsentreer vanaand lekker op die lekker stories en die lekker goed van die weermag. En dis nog op die ouend die dinge wat vir ons wat wel saak maak. En ek weet jy het lang gewerk daarby. 1 mil, 2 mil, hoe het jou dinge gewerk? Sê eers vir mense wat 1 mil en 2 mil beteken. Ek militaire hospitaal is in Pretoria. 2 militaire hospitaal is in Wynberg en dan 3 militaire hospitaal is in Bloemfontein. Dan is daar besluit siekeboe, jy weet wat in verdeel is, maar dis die 3 groot hoofhospitale waarvan ons praat 1 maal, 2 maal en 3 maal. Ek het begin die 1 Februarie, nadat ek klaar studeer het op kursies, ja, ek was 'n ou kursie, vir Bloemfonteiners wat op TikTok is. En ek het die 1 Februarie 1982 begin. Ek het in die offisierssaal gewerk, ek is baie uitgesproke, groot fout wat hulle gemaak het. En ek het 10 minute nadat ek daar gewerk het, my man ontmoet. Op Daarstel was hy getrouwd geweest, maar ek het geweet ek gaan met hom trou, en dit het 2 jaar later gebeur, en dit het nou goed uitgewerkt, maar ek het nergens met niks ingeneem. Uit 1 jaar later het hy 2 motor gekom, en ons is 1 jaar later is ons grens toe. En die grens is 'n ander wêreld, is 'n ander lewe. As jou familie by jou is dit makliker. Die realiteit is jy leef met die dood saam, elke dag, elke aand het ons gegroet en gesê ek is lief vir jou, ek hoop ek sien jou môreoggend, jy word wakker in die oggend, ek is lief vir jou, ek hoop ek sien jou aan die einde van die dag. En dit is maar, dit het jou verhouding het opgewerk of het glad nie gewerk nie. So ek is baie passievol oor die stories wat ek op die grens het. En baie van die ouens het geen idee wat die opsmedics en die dokters nie goed deurgegaan het nie. Ek kan onthou, nou deur 'n man het my vertel dat, ons het gepraat van radioprosedures en goed, nou julle moet nou abstrakt dink en dan nou net probeer kyk wat ek julle vertel. Daar was 'n dienstig dokter gewees op 'n buitebasis en ons het gepraat van afkortings, dis 'n PB, dis 'n plaaslike bevolking. En die vrou het obstruktiewe kraam gehad. Dit beteken die babatjie wat nog glad nie uitkom nie, en dis nou ma en baba is mos nou altyd half in gevaar. En die dokter was die enigste dokter op die buitebasis, en toe moes hy 'n noodkeisersnit doen, iets wat die stigters op daai stadium die dokters nie sommer alleen kon doen op hulle eie nie. En gewoonlik het jy altyd 'n assistent, 'n ander dokter, iemand wat saam met jou goed kan verifieer, en waar onder jy nog leer as sulks. En dit was nie daar gewees nie. En my man het letterlik gaan staan, omdat hy chirurg was, en hy het oor die radio verduidelik vir die dokter, hoe moet hy wat 'n snitte maak. Op dieselfde tyd het die narkotiseer voor die narkosemasjien gestaan, en ons noem dit die Boyles masjien, want al die masjiene was redelik gestandaardiseer vir verskeie redes, logistiese redes, en ook oor 'n radio moes die narkotiseer vir die opsmeding verduidelik, hoe om die narkosemasjien te werk, nadat die dokter klaar die patiënt geïntubeer het. Dit is wanneer jy pyp in die keel insit, dat die patiënt narkose kan kry. En hulle het letterlik die hele operasie is uitgevoer met die narkose, met die chirurg aan die ander kant, my man wat gepraat het. En hulle het vir die 2 mense verduidelik wat om te doen. Want as jy 'n mediese agtergrond het, is dit eintlik verskriklik om so abstrakt te dink. Ons het nie die tegnologie gehad van nou nie. Jy het net die radio gehad en jy so die snitte anatomies reg verduidelik, dat daar nie foute gemaak word, en ons 2 mense se lewens is op die spel. En ons is mediese personeel is regsaanspreeklik. En dit het nog goed gegaan, dit was 'n seentjie geweest, en die ma was so dankbaar vir die dokter wat haar kind se lewe gered het, dat iewers hopelik nog in Ohamboland, iewers is daar 'n kind, en die seentjie se naam is Johannes, want dit was die naam van die dokter. En die volgende oggend, toe dit nou lig is en dit veiliger was, is sy afgevoer met 'n liggaamvoer, is hy na die naaste hospitaal afgevoer, maar dit is jy raak oud oor minute, want dit is 'n geweldige verantwoording, een verkeerde verduideliking, en die dokter maak verkeerde snit, en jy wat oor die radio praat, is aanspreeklik vir mense se lewens, en dit was die goed wat gedoen is, en ons opsmedics en ons dokters was formidabel opgeleid, hulle kon dink op hulle voete, het baie lewens gered, en ek salueer hulle elke dag van my lewe.
Ja, dit is nou reg, dankie Nikkie vir daai. Dit is nou vir my mooi om ook daardie deel te hoor van die weermag, want daar is so baie mense wat nie hierdie stories hoor nie, en nie weet van hierdie wonderlike dinge nie. Jy was op